Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanoggend hier. Ook welkom as jy dalk vanoggend vir die eerste keer hier is. Mag dit ook 'n wonderlike geleentheid vir jou wees, hierdie aanbidding van die Here. Kom ons sê net weer, vir enige nuwe lidmate, is baie welkom om na die diens, hier voor die kerk is 'n boom, ons noem dit die welkomboom, om daarheen te gaan. Daar sal iemand jou ontmoet, meer dalk vertel van die gemeente, of as jy vra het, is hulle daar beskikbaar om jou te help. Die kollektes vandag is vir die diakonale kas en vir die instandhouding van die erediens. En dan maak ons met leedwese bekend dat Dore Engelbreg die afgelope week oorlede is. Haar begrafnis is eerskomende Saterdagoggend om 11 uur hier in die kerkgebou. En ons gee vanoggend die blomme wat hier voor is, gee ons vir haar seun Wimpie, maar dan ook vir hulle as familie en bid hulle die ryke troos van die Here toe. Dan het ons ook verneem, broeders en susters, ook met groot hartseer dat Marianne en Gerrit Nieuwoud se dogter Maryke Vrydag aand oorlede is. Daar sit hulle, Gerrit en Marianne. Is hulle middelste dogter Maryke op die ouderdom van 40 jaar. Oorlede, en as ek reg verstaan, 2 seuns ook, 2 kinders dan wat hulle het. Gerrit en Marianne, ons bid julle regtig die troos van die Here toe. Ons kan julle maar net opdra aan die Here. En die wete dat die Here sal vertroos, dat die Here vir julle ook styf sal vashou in hierdie tyd. Dan het ons ook verneem dat Wilbrie Fourie, dit is Reinhold se broer, kyk, hulle is in Zambië met die Bybel uitreik, dat hy daar sy been sleg verbrand het. Dit was met 'n gasbottel wat aan die brand geraak het in 'n karavaan. Hy behoort heeltemal te herstel. Gelukkig was daar dokters wat na hom kon omsien, maar kom ons bid ook vir sy beterskap. En dan, broeders en susters, ek gaan die afkondiging sommer klaar maak. Sal jy sien, in die boodskapper is daar 'n hele paar versoeke vir hulp. 'n Versoek van Jenny, sy sê dankie, sy het reggekom. 'n Groot behoefte op hierdie stadium is winterklere, eintlik vir alle ouderdomsgroepe. Ons moes hierdie week gaan klere soek vir jong dogters, en ons het nie gehad nie. Dis asseblief, as jy enige ouderdom lekker winterklere, bring dit asseblief. Daar's 'n geweldige groot behoefte daarvoor. En dan sal jy ook sien dat Dominee Chris soek ook 'n bed vir mense. Kom ons kyk ons daar kan help. Daar's van ons jong lidmate wat huisvesting soek, en dan vra Gerda Wieringhou ook bietjie hulp met 'n projek wat sy aanbied. As jy enigstens kan help, sal ons dit baie waardeer. Kom ons begin hierdie ontmoeting met die Here deur saam te sing lied 512, daarvan vers 1 en 2, waar ons toetree tot hierdie ontmoeting met die Here. Nader, o God, aan U.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loflied is lied 464, daarvan vers 1, vers 2 en vers 4, en daarna bly u staan, en dan gaan ons saam ons geloof bely. Kom ons doen nou belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, dit is die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister na die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Die Here begin sy wet met 'n geweldige groot uitspraak. Hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Hy sê, ek is die God van julle verlossing. Vandag sê hy, ek is die God wat julle in my Seun Jesus Christus verlos het. Daarom wil hy ons met niks en niemand deel nie, ons hele lewe nie. Vra hy dat ons hom sal dien en sal lief hê. Kom ons luister, hoe sê die Here dit? Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord hierop weer met lied 464. Ons sing nou die 3de vers en daarna gaan ek vir ons saam bid.
Onse hemelse Vader, ons kom saam vanoggend om U te loof as Vader. Ons, wat nou U kinders is. Ons mag U in Christus nader. Hy wat ons voorspraak by U is. Juis vir ons deur skuld gebonde en bedorwe van natuur is U seun as borg gestuur. Vrygespreek van alle sonde, kan niks ons van U liefde skei. In U liefde sal ons bly. Ons wil dankbaar tot U nader. U so groot in majesteit, liefde en geregtigheid. Dat ons U mag ken as Vader. En dat ons onsself aan U mag wy. Dit, Here, maak ons vir ewig bly. Ons dankie dat ons ook vanoggend saam as U kinders vir mekaar kan kom bid. Here, U het die afgelope week vir Dore Engelbreg na U toe geneem, en ons wil werklik bid dat U vir Wimpie en hulle hele familie ryklik sal troos, en mag hulle vervul wees met dankbare, mooi herinneringe, ook oor hoe U kragtig in Dore gewoon het, deur haar gewerk het, en vir ons baie liefde gegee het. Ons wil vanoggend bid vir Gerrit en Mariaan. Daar waar U vir Maryke, hulle dogter, na U toe geneem het. Ons kom, Here, om hulle en hulle hele familie in U Vaderhande te plaas. En ons wil bid dat U hulle sal vertroos. Dat hulle ook in U vrede mag vind. Dat U elke dag ook vir hulle nuwe krag sal gee. En ons bid vir almal in ons gemeente wat ernstig siek is. Hoor ons gebed, Here, vir Pierre Holloway, waar hy steeds in die hospitaal is. Ons bid, Here, en dit doen ons saam met Esther en saam met hulle dogters, dat U tog uitkoms sal gee, beterskap. Ons bid dat U vir hulle moed sal gee, vertroue op U in hierdie uitdagende tyd in hulle lewe. Wees met hulle wat aansterk by die huise of in hospitale. Wil U ook vir hulle groot asseblief herstel van krag te gee en beterskap. Ons dankie, Here, vir wonderlike reën wat U steeds aan ons skenk. Die aarde juig en ons juig saam met die aarde. Die water diep intrek in die grond, as riviere begin loop. Mag ons, Here, ook hierin, maar ook in die groen koringlande rondom ons, in die groen gras, mag ons daarin sien U sorg, U troue sorg,
U sorg vir u skepping, dit wat u gemaak het. U is die getroue onderhouer, ook van wat u gedoen het. En mag daar uit ons almal se harte groot dankbaarheid tot u kom. Ons dankie Here dat ons mag weet, en so gaan u self ook vanoggend in die woord aan ons openbaar, as God almagtig. Dankie dat ons mag weet, dit is u wat lewe kan gee, waar daar doodsheid is. Dat u nuut kan maak, waar dinge verval het. Dat u kan optel, wanneer ons geval het. Dat niks vir u onmoontlik is, om te doen in die lewe van die kinders, as dit u behaag nie. Mag ons u elke dag, in die krag, in die heerlikheid, en in u mag sien. U mag ons daarom, as kerk van ons Here Jesus Christus, ook in sy heerlikheid en sy mag, ons roeping vervul. Hoor ons as ons dit vra om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit die profeet Sagaria. Sagaria hoofstuk 8. En luister mooi, waarmee begin hierdie gedeelte? Die woord van die Here, die Almagtige, het tot my gekom. En as ons dit lees, let op hoe die Here hom telkens openbaar as ons Almagtige God. Die woord van die Here, die Almagtige, het tot my gekom. So sê die Here, die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. So sê die Here, ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word stad van trou, berg van die Here, die Almagtige, heilige berg. So sê die Here, die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouens ryp in die jare op die pleine in Jerusalem sit, elkeen met 'n kierie in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. So sê die Here, die Almagtige, as dit vir die oorblyfsel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan ook vir my onmoontlik lyk? Die Here, die Almagtige, het dit gesê. So sê die Here, die Almagtige, ek gaan my volk red uit die land van die ooste, uit die land waar die son opkom. Ek gaan hulle bring en hulle gaan in Jerusalem woon. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees in trou en in geregtigheid. So sê die Here, die Almagtige, skep moed. Julle het gehoor wat die profete destyds gesê het, toe die fondamente van die tempel van die Here, die Almagtige, gelê is, sodat dit herbou kan word. Voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie. En die toestand was so gevaarlik dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Maar nou is my houding teenoor die oorblyfsel van hierdie volk anders as toe, sê die Here, die Almagtige. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra. Die land sal sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer. En ek sal dit alles aan die oorblyfsel van hierdie volk gee. Julle name, Juda en Israel,
is onder die nasies gebruik in vervloekings. Maar ek het julle gered. En nou sal julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie, skep moed. So sê die Here die Almagtige. Omdat julle voorvaders my toorn laat ontvlam het ek besluit om julle kwaad aan te doen. En ek het nie die straf herroep nie, sê die Here die Almagtige. Maar nou is my bedoeling anders. Ek wil goed doen aan Jerusalem en Juda. Moenie bang wees nie. Wat julle moet doen is dit. Praat die waarheid met mekaar. Laat die waarheid en die reg geld in julle regspraak, sodat daar vrede onder julle kan wees. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Moenie vals ede bly aflê nie. Ek haat sulke dinge, sê die Here. Dan lees ek vanaf vers 20. So sê die Here die Almagtige. Volke sal kom, inwoners van baie stede. Die inwoners van die een stad sal na die van die volgende toe gaan, en elkeen sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Here. Ons gaan vra na die wil van die Here die Almagtige. Ek gaan ook. Baie volke sal kom, groot nasies, om in Jerusalem na die wil van die Here die Almagtige te vra, om hom te raadpleeg. So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal dit al die nasies 10 man een Judeër aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal dit al die nasies 10 man, een Judeër aan die klere gryp en sê, en hoor nou, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God by julle is. Nou my liewe broeders en susters, stel jou dit net voor, 'n Joodse man of 'n Joodse vrou maak hom of haar gereed om na Jerusalem toe te gaan. Hy wil gaan aanbid. Hy of sy wil sy offers aan die Here gaan bring. En dan is daar heidene wat hom aan die klere vasgryp. Heidene wat by hom pleit en sê, ons wil saam met jou gaan. Ons wil saam gaan, want ons het gehoor, God is by julle. Nou, broeders en susters, mense is geneig om, as jy dit hoor, geneig om te vra, wat? Hoor ek reg? 10 heidene? Wat iemand dan die klere gryp en sê, vat my saam, want ek het gehoor, die Here is by julle. Hoor ek reg? Dis wat ons in ons binneste vra. Heidene wat smeekend by gelowiges staan en sê, vat my saam, maak my deel van julle. Want ons het gehoor, God is by julle. Ons het inderdaad gehoor, broeders en susters, wat die Here hier sê. En dit is presies wat die Here ook in Sagaria 8 aan daardie klompe Judeërs beloof. Ons kan sê wat hy beloof aan die kerk van die Ou Testament. Weet jy, hierdie is maar net een van 'n reeks beloftes waarmee die Here na hierdie volk van hom toe kom. Jy kan dit gerus gaan lees in die boek Sagaria.
Maar as die Here dit aan die kerk van die Ou Testament beloof, weet jy, dan raak hierdie belofte vir ons nog wonderliker as ons net vir 'n oomblik besef, maar wie is nou hierdie mense aan wie die Here dit beloof het? Weet jy, hulle was maar 'n baie klein klompie Jode wat uit Babel, uit die ballingskap teruggekeer het. Baie klein groepie. En wat hulle begroet het, was 'n verwoeste land en 'n verwoeste Jerusalem. Toe hulle saam begin het om weer die tempel te herbou, was daar soveel teestand van hulle vyande dat hulle dit naderhand maar gelos het. Hulle het misoeste beleef in daai tyd. Hulle het swaar gekry. En skynbaar was daar onder hulle ook groot afval, kriminaliteit. En dit het gemaak dat daar onder hierdie klein klompie kinders van die Here 'n diep moedeloosheid was. 'n Moedeloosheid tot die mate dat die heidene eintlik met hulle begin spot het oor wie hulle is. Hulle wat dan kon sê die volk van die Here sou wees. Maar nou, broeders en susters, midde in hulle moedeloosheid, ook te midde van verval onder hulle, kom die Here dan deur die profeet Jesaja na hulle. Dan sê die Here vir hulle, my kinders, kyk nou na my. Dan sê die Here vir hulle, ek is die almagtige God. My kinders, sê die Here vir hulle, niks is vir my onmoontlik nie. En dan is dit so mooi dat die Here sê, dat hy so diep besorg is oor hierdie kinders van hom. Nou die Here vir hulle sê, ek, die almagtige God, sal julle uit die puinhope van goddeloosheid en sonde optel. Die Here sê, ek, die almagtige God, sal julle skoonmaak. Ek sal julle heel maak. Ek sal julle van binne uit nuut maak om werklik my kinders te wees. Dan sê die Here vir hulle, ek, julle God, ek die almagtige, sal aan julle ongekende heerlikheid gee, tot die mate dat die nasies op julle jaloers sal wees. 'n Mens kan sê in belofte na belofte, letterlik in 'n stroom van beloftes, spel die Here hierdie dinge aan sy kinders uit. Gaan lees maar daardie beloftes van die Here. En dink net, wat 'n verstommende genade is dit nie, broeders en susters. Nou regte moes die Here ook maar hierdie ontroue kinders van hom verwerp het. Nou kom die Here en hy beloof om van hulle vertoonstukke te maak van sy krag, van sy genade. Nou kom die Here en beloof dat hy hulle vensters gaan maak
waardeur die wêreld kan inkyk en kan sien hoe magtig God is, hoe kragtig hy is, hoe genadig hy is, ook in die lewe van sy kinders. En dis dan dat die Here hier daai belofte maak. Hy sê 10 mense sal die Judeër aan die klere vasgryp. Nou 10 klink vir ons bietjie min, maar in hierdie konteks wil 10 sê dis nie min nie. Daar gaan 'n klomp wees. Nie net hier en daar een nie. Daar gaan baie mense wees wat Judeër aan die klere gaan vasgryp. Hierdie beeld van om iemand se klere vas te gryp is 'n simbool om iemand se aandag te trek of om hulp te vra by iemand. En wat sal hierdie heidene nou van hierdie Judeërs vra? Sê, vat ons saam met julle, asseblief. Ons wil beleef wat julle beleef. Ons wil ook graag kry wat julle ontvang uit die hand van die Here. En dit sal 'n spontane aksie wees. Hulle sal heeltemal uit hulle eie kom en sê, vat ons saam. Hulle sal selfs mekaar aanspoor en sê, hoor jy so ek gaan, wil jy saamkom? Kom. Kom ons gaan saam met hulle. Wat 'n wonderlike belofte vir die kerk van die Ou Testament. Maar wat is dit wat hierdie heidene sal laat kom? 'n boodskap. Nie die boodskap van hoe pragtig Jerusalem is nie. Nie die boodskap van hoe 'n ryk volk die Jode is nie. Nie 'n boodskap van hoe ryk kultuur hulle het nie. Die volke sal kom omdat hulle die boodskap gehoor het. Dat die volk van die Here iets het wat hulle nie het nie. En wat is dit? God is by hulle. Die manier waarop die Here vir hulle sou sorg, sy magtige wonders wat hy in hulle midde sou doen, sy lewende woord, sy vernuwende werk in die lewe van sy kinders, sy kragtige teenwoordigheid by hulle. Sou heidene na God se kinders laat kom. Baie van hulle, spontaan. Vat ons saam. Want ons het gehoor. God is by julle. Nou, broeders en susters, hierdie profesie van Sagaria, kan ons sê, is wonderlik vervul in die tyd van ons Here Jesus Christus en daarna. Dink vir 'n oomblik, die Seun van God het mens geword. En tussen ons kom woon. Die Nuwe Testament sê hy is Immanuel. God by ons of God met ons. Kragtige wonders is deur hom gedoen. Mense het na hom toe gekom om as dit maar net kon die soem van sy kleed aan te raak. Want hulle wou genade ook kry. Die Seun van God het gesterf en hy het opgestaan.
om God en mens met mekaar te versoen, om daai stikkende verhouding te herstel. En na sy hemelvaart, dan stuur hy die Heilige Gees om aan God se kinders te kom woon. Dan lees ons in die Nuwe Testament, gelowiges is vervul met die Heilige Gees. En vervul met die Gees is hulle met die evangelie die wêreld in. Nou lees ons, en so staan dit vir ons opgeteken in Handelinge, het God begin om daagliks mense tot hulle toe te voeg. Hy begin om mense tot sy gemeente te voeg. Eers 'n klein handjievol, 120 mense, so lees ons in Handelinge. Nie lang daarna nie, dan word dit 3000. Later hou Handelinge eintlik maar op om te tel. Hou op om te tel as die evangelie deur alle grense heen breek na alle volke, tale en nasies. Weet jy, die volle vervulling van hierdie profesie sal ons eers eendag voor die troon van die Here sien. As God se volk voor die troon staan, mense uit alle volke, tale en nasies, om aan hom die eer te bring, die lof te bring, vir hulle verlossing in Christus. Weet jy, wanneer God werklik in sy kerk teenwoordig is, wanneer God werklik teenwoordig is in my en in jou lewe, dan gee die Here aan die kerk 'n geweldige werwingskrag. Mense sal vir so 'n kerk, vir so 'n gemeente, mense sal vir sulke gelowiges sê, jy, vat my saam, asseblief, vat my saam, want ek hoor, en ek sien, God is by julle. Hoe sal dit wys, broeders en susters, dat die Here by ons is? Dit sal wys wanneer Jesus Christus werklik vir ons die een en die al in ons lewe is, die middelpunt van ons gesprekke, van ons preke, van ons gebede, van ons gedagtes, van ons optrede. Jesus Christus, die Seun van God. Weet jy, dit sal wys wanneer daar in ons eredienste en ons samekomste werklik 'n diep gees van aanbidding van die Here sal wees. Paulus sê, as 'n ongelowige hier inkom, moet hy dit agterkom. En sy gewete aangespreek word, selfondersoek doen, op sy knieë val, God aanbid en openlik getuig. Waarlik, God is hier. Hy is hier in die harte en die lewens van mense.
Dit sal wys, broeders en susters, wanneer ek en jy werklik die vrug van die Gees dra in ons lewe. En as ander kan sien, maar die Here is besig om my meer en meer te vernuut. Om my meer en meer te verander na sy beeld. Dit sal wys wanneer ons die gawes wat die Here vir ons gegee het, en ons het almal ontvang, wanneer ek dit aanwend, wanneer ek dit beskikbaar maak, tot seën van my medegelowiges. Dit sal wys, as ons 'n biddende gemeente is, want die Here is naby hulle wat met hom praat, met hom opsoek, opreg in gebed. Dit sal wys, as ons werklik vol is van die woord van die Here. As ons daaruit leef en daaraan vashou. Hoe diep en hoe kragtig, broeders en susters, beleef ek en jy God se genade oor ons. Is ons liefde vir die Here aansteeklik? Is ons lewe 'n getuieskrif dat God deur sy Gees mense nuut maak en hulle voortdurend vernuwe? Wat straal uit ons oë, uit ons stem, uit ons hele lewe as ons met ander mense praat oor die Here? Is dit vol verwondering? Kan hulle hoor en kan hulle sien, ons het 'n geluk in die Here, ons het 'n vrede in hom. Kan ons uit die woord van die Here vir ander mense troos bring, rigting gee in hulle lewe. Kan ons vir ander mense bid. Weet jy, broeders en susters, aan jou en my, as stikkende sondaar mense, kan ons sê die Here sy genade ryklik geskenk. Aan ons het hy sy Heilige Gees geskenk, sodat ons elkeen 'n wonderlike vertoonvenster kan wees van God se heerlikheid, van sy goedheid, maar ook van sy wonderlike nabyheid. Daarom is ek en jy vir God belangrik. Besef, en kom ons doen dit vandag, kom ons besef dit net weer. Vertoonvensters van God se heerlikheid, nabyheid en krag. En kom ons gaan wees dit. Dink 'n bietjie voordat jy jou dag begin hieroor. Wees dit. En God gaan baie mense op jou pad bring. Vir wie hy ook omgee. Gaan mense oor jou pad bring. Wat sê ek wil saamgaan.
Ek het gehoor, God is by julle. Amen. Kom ons sing Psalm 72. Psalm 72, daarvan vers 10 en vers 11, dit is op bladsy 363, dis die Tosius bereiming. Onse Hemelse Vader, ons dankie as Nuwe Testamentiese kerk van ons Here Jesus Christus, dat U so genadig oor ons was en is. Die genade oor ons, Here, kan ons nie pyl nie. Ons kan dit net gelowig ontvang uit U Vaderhand. Dankie dat ons U Vader is, ons U kinders. Dat U altyd by en met U kerk is. Ook by en met elkeen van ons. En ons bid, Here, laat ons hierdie genade, hierdie seëning van U, laat ons dit nie vir onsself bly hou nie. Laat dit werklik in ons oë gesien kan word, in ons stemme gehoor kan word, in ons lewe gesien kan word. Dat U by ons is. U die almagtige God van die hemel en aarde. Gebruik ons daarom, Here, elkeen op sy eie plek. Elkeen op sy unieke manier. Maak ons vertoonvensters van U genade en U liefde, van U trou, van U geregtigheid. Laat ons
mooi kyk na hulle wat U ook oor ons pad stuur. Te help, te bemoedig, om op te tel. Sodat hulle ook U liefde, U genade, U nabyheid saam met ons mag beleef. Dankie dat U ons nie loslaat nie. Ons bid, geef ons die krag van U Gees, sodat U verheerlik kan word. Ook in hoe ons leef as U kerk, ons optree. Seën vir ons hierin. Want U naam moet verheerlik word. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Die kollektes, broeders en susters, kan jy by die deure afdra, ook elektronies. Hy is baie welkom om dit ook so te doen. Ons slotlied is lied 207. Kom ons sing daarvan vers 4 en 5 en daarna ontvang ons die onmisbare en ryke seën van die Here. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle geroep het, is getrou.